We expect God to show up as we expect him to show up. Ons verwag dat God gaan opdaag soos wat ons dink hy moet, soos wat ons verwag hy moet. Maar soos die Israeliete verwag het, 'n koning op 'n perd wat gaan heers oor almal, het Jesus die koning gekom op 'n donkie, in humbleness, in humility, in liefde. En hierdie is 'n emosionele tyd, dis regtig 'n emosionele tyd om te dink wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Ons skuld, al ons skuld het hy gaan betaal, waar ons dit nie verdien nie. Maar hy het dit betaal omdat hy lief is vir ons. Hy het dit betaal omdat hy lief is vir elke liewe een van ons. Al die skuld wat teen ons op my rekening is, al die skuld wat my rekening van my hele lewe is en wat ek nog gaan doen, en hy dit gaan betaal vir my, omdat hy lief is vir my en omdat hy lief is vir jou. Hy het nie gekom soos wat die wêreld gedink het hy gaan kom nie. Hy het nie gekom soos wat die Israeliete gedink het, die disippels gedink het hy gaan kom nie, maar hy het gekom en hy het die sonde oorwin. Hy het ons vrygemaak van sonde, omdat hy lief is vir ons. Dit lees ons in Johannes 12 vers 12 tot 13. He came to overthrow sin. 'n Koning doen nie wat mense dink wat goed is nie. 'n Koning doen wat hy weet goed is en wat die beste is vir ons. Baie keer dink ons maar die Here gaan op 'n sekere manier opdaag in 'n situasie. Hy gaan op 'n sekere manier die breakthrough bring, maar dit is nie altyd hoe dit gebeur nie. Ons dink ons het dit klaar uitgefigure. Ons dink hy gaan, God, I've already got this. You just need to work the miracle, lotto machine, net so dan is dit klaar. Maar dit is nie hoe hy gekom het nie. Hy weet van beter. Tot die duiwel het gedink, hy het gewen. Vrydag het gekom en Jesus was gekruisig en almal was moedeloos en hulpeloos en dit was donker. Maar toe het Jesus gegaan en hy het opgestaan. Die duiwel het gedink hy het gewen. Almal was hulpeloos en moedeloos in hierdie situasie wat jy jou dalk ook self bevind en jy weet nie wat môre inhou nie. Jy voel moedeloos en hulpeloos. But God, hy het opgestaan. Die graf is leeg en nou bly hy in my en jou en hy's hier saam met ons. Hy het klaar die prys betaal, maar niemand van ons is waardig nie. Die woord sê elke liewe een van ons is sondaars. Maar God het vir ons die prys betaal. Hy het vir ons die oorwinning gegee om nou al in daai oorwinning te loop. Nie net die ewige lewe vir eendag nie, maar nou al in daai oorwinning te loop. Maar ons as kinders, soos die kinders eiers soek. Maar nog een, is daar nog eiers, en dis hoe ons baie keer is in ons lewens. Ons wil nog eiers hê, ons wil nog hê. But all you need is God. Al wat jy nodig het, alles wat jy nodig het, is binne jou. Die Heilige Gees is binne jou en met jou. En al wat jy nodig het, is vir God. Jy het niks anders nodig. Jy het nie nog nodig nie. Jy het nie genoeg nodig vir môre nie. Jy het nie genoeg nodig vir môre se probleme nie. Jy het net genoeg nodig vir vandag. So ek wil jou aanraai, gaan mediteer nou in hierdie tyd, gaan in jou inner room en gaan dink aan wat die Here vir jou gedoen het. In Jeremia 32 vers 40 het op hierdie pragtige vers afgekom, 40 vers B. Ek sal in hulle die begeerte lê om my te dien en nie om van my weg te draai nie. Behalwe die ewige lewe, behalwe Jesus wat binne ons bly, is dit nog 'n bitter groot geskenk. So bid vir daai begeerte in jou hart om nooit weg te draai van Jesus nie, om dit te maak asof jy beter weet nie, maar om te weet en te vertrou in jou God. Want dit mag nie altyd sin maak nie. Dit het nie sin gemaak toe Jesus gekom het in die manier wat hy doen nie. Dit het nie sin gemaak vir die disippels nie. Partykeer maak dit nie sin vir ons nie. Maar ons koning weet wat die beste is vir ons en hy is lief vir ons. En hy het alles betaal. Eens waar ons nie eens waardig was nie, het hy die prys betaal. So my gebed vir jou is dat die Heilige Gees regtig daar begeerte in jou hart sal sit om hom te dien bo alles. Om altyd vir hom te dien. Ons waardige koning, ons almagtige God. Hy is waardig en hy is lief vir jou. En dit maak jou ook waardig. Julle moet 'n geseënde Paastyd hê. Okay, bye.